Dis ook 'n kontroversiële stelling van dat jy nie jou redding kan verloor nie. Daar's baie wat glo dat omdat daar staan dat sommige het afvallig geraak, dat jy kan afvallig raak. Baie welkom aan al ons luisteraars by nog 'n Om die Woord episode waar ons aangaan met ons aanbieding met ons reeks deur die Heidelbergse Katekismus. Dis 'n voorreg om soveel vanoggend hier saam te wees waar ons vir Teens, Roy, Pieter en Skalk het. Baie welkom julle. Dankie. Baie dankie. Lekker om hier te wees. Nou goed, ons gaan vanoggend se episode gaan ons in twee vrae van die Katekismus hanteer. Ons is dan nou spesifiek dan vanoggend staan ons stil by Sondag 23. Ek gaan dan vir ons vraag en antwoord 59 lees. Dan gaan ons maar eintlik kortliks daarby stil staan en nog verder in die ryk gedeelte van vraag en antwoord 60 inbeweeg. Nou dit is nadat ons gepraat het van die heilige algemene Christelike kerk, nadat ons gesê het wat bely ons oor die gemeenskap van die gelowiges, wat glo ons oor die vergifnis van sondes, wat glo ons oor die opstanding van die liggaam. Nou kom ons by die vraag, maar wat baat dit dat jy dit alles glo? En dan is die antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Nou kan ek die vraag maar eintlik oopstel vir ons om dit so 'n bietjie te bespreek en ek kan dalk vir Pieter ook vra wat is die vraag hier wat sê wat nut dit, watter nut het dit, wat baat dit dat ons dit alles, wat is dit alles waarna dit daarna verwys word dat ons dit glo? Wel, de gevoel is die kind wat nie sy hand opgesteek het nie in die klas, die juffrou pik op my. Of die meneer in hierdie sin. Nee, dit alles is wel, aber sê ek, dit alles is dit alles. Dit is ons hele saligheid, dit is hoe ons gered word, hoe ons tot God nader. So dit alles is wel alles wat maak dat ons 'n gelowige kan wees. Die volle evangelie. Ja, ek dink dis belangrik. U skakel nou ook daarbey aan wat bygevoeg het die volle evangelie is nou ons is nou net hier klaar gemaak met 'n uiteensetting van ons geloof in God drie-enig. Nee, dit is alles en dit alles wat ons glo rakende God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nee, dit is dat ek in Christus voor God geregverdig is en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Daar's dat die bekende woorde uit Efesiërs 1, nee, ons wat daai mooi struktuur sien van die werk van die Vader, die werk van die Seun en die werk van die Heilige Gees. Nee, dat ons het hier ook in hierdie antwoord, nee, dat ek in Christus, hier staan ek nou voor God, geregverdig deur Christus se heilige werk en nou 'n erfgenaam gemaak is, want Christus het beloof hy sal vir ons die Heilige Gees stuur. Hy sal ons nooit alleen los nie. Nee, ons het nou 'n erfgenaam van ewige lewe. Ek dink dit is al 'n vorige episode gewees. Dink jy Steens wat dalk gesê het net ewige lewe is iets wat is iets waarop ons wag nie. Nee, dit is 'n heerlikheid wat ons nou besit wat al hoe groter word vir ons. Wat uiteindelik tot 'n volkomme openbaring gaan kom. So dit is vraag en antwoord 59. Is daar nog by julle 'n verdere gedagte, want juis oor die regverdigmaking en dit wat mense erf gaan ons nou 'n bietjie verder vorentoe bespreek, maar is daar verdere gedagte oor vraag en antwoord 59? Ek dink net van my kant af 'n laaste gedagte van my kant af is dat wanneer ons ook kyk na hoe hulle die tekste of die katekismus opgestel het, dan kyk ons na die Bybelverse wat hulle gebruik het om hierdie wonderlike bewoordings vir ons te gee. Ek dink 'n mooi opsomming ook van daai dat dit alles, wat is dit alles? Vind ons hier in Johannes 3 vers 36. Waar dit staan, wie in die Seun glo het die ewige lewe, wie egter in die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. En is so mooi opgesom, jy weet, wat is dit alles wat ons nou glo? En hoekom kan ons nou sê dat
jy weet, ek in Christus is en wat gebeur met my as ek dit nou nie glo nie. Verstaan, ons kry so lekker mooi direkte antwoord uit die skrif uit hierdie saamgekompakteerde evangelie beskrywing van wat is dit wat ons glo en wat gebeur as jy dit nie glo nie. So dis vir my net wonderlik om te sien hoe die manne, hoe hulle hierdie teksgedeeltes gesit en geanaliseer het en geëksekuteer het en tyd daarmee spandeer het en in die Heilige Gees se teenwoordigheid bidend daardeur gewerk het en dan het hulle op hierdie wonderlike mooi woorde vir ons afgekom wat net so vir ons so kortliks saamvat. Ja. Ja, dit is die ou manne. Kinders verby te sê. Terwyl ou kinders verby te sê sien, dit is moontlik om te werk sonder ChatGPT. Hulle het dit nie toe gehad nie. Nou ek twyfel of die robot is so goed die toets van tyd kan deurstaan. Nee, wat ek dalk wil sê is oor die belydenis, nee, ek bedoel die ou manne en ek bedoel nou die ou manne wat nou 400, 1000, 1500 jaar terug gelewe het. Nee, daar's 'n rede kom mens deurlopend ouens het wat terugkom na die 12 artikels, na die 10 gebooie, na die Onse Vader. Wat vervallend is jy hoor in ons eredienste die 10 gebooie en die 12 artikels baie, en ek dink dit is goed. Ons het 'n prof gehad wat gesê het ons leer deur herhaling. En dit is baie goed, dat 'n mens dit elke Sondag herhaal, dat dit in jou hart ingeprent word. Ons het 'n tannie hier wat sit met dementia, en nou moet ek myself 8 keer in 'n besoek voorstel, maar die getuienis van haar kinders is dat sy sit in haar kamer en sy sing psalms en sy sing gesange. Dit het gebly, dit het geplak. Sy ken die 12 artikels uit haar kop uit. Die 10 gebooie verwys sy so na, en dit is eintlik besonders, maar nou noem ek dit dat 'n mens moet aanhou daarmee, want as jy dit by harte ken, nee, dan is jy al ver, nee, en as jy dan nog nie bo-op dit, nee, die verklaring van die katekismes daarvan ken, en dan sit jy met 'n rykdom in jou kop, 'n rykdom ook wanneer jy dan uitgaan en met mense die evangelie deel. Wat net opvallend is oor die Onse Vader, dit hoor mense nie so gereeld soos die 10 gebooie of die 12 artikels in 'n erediens nie, maar wat vir my interessant is dat al die Christelike gebede aan die einde van die Psalmboek werk die Onse Vader in elke gebed in. Nee, en dit kan dalk vir ons ook 'n oproep wees om dalk meer pertinent ook deel te maak van elke erediens, dat die mense juis Christus se gebed leer. Nee, dit is regtig mooi. Ek gaan vir ons vraag en antwoord 60 lees en dan gaan ek het nou baie gepraat, so ek gaan dan vir julle weer geleentheid gee om die bespreking te lei. So die vraag is, hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Net tot sover. Hoe mooi, slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dit al kla my gewete aan. Enige bespreking daaroor? Ek dink iets wat vir my baie uitstaan is, dit is 'n geskenk, dit word aan ons gegee, dis nie iets wat uit onsself kom net die slegte, kom die bose, kom die sonde. En dit moet eers deur die Here aan ons gegee word, die geloof moet eers aan ons gegee word, voordat ons enigstens 'n mate van heiligheid kan aanneem. Christus maak ons heilig deur die geloof wat hy ons skenk, deur die werking van die Gees, deur die heiligmaking proses. So die idee dat 'n mens goed is en hy sal maar homself kan red, soos wat ons in baie ander mense se teologie vind van gee jou hart vir Christus. Christus neem jou hart en hy gee vir jou geloof. Jy gee nie jou hart vir hom nie. En so sê ons dit baie duidelik hier in die katekismes ook.
En dan sien ons waarom, nê? Dan sien ons die troos daarin dat dit uit genade is, dat God jou so liefgehad het dat hy jou genadig was om jou die gawe van geloof te gee. Dat hy jou so liefgehad het dat hy jou uitverkies het en jou bestem het tot sy kind. Dat hy jou aanneem, dat jy werklik 'n kind van hom word. En so Ja. sien ons dit en so mooi in die katekismes ook. Ja. Ja. Baie opvallend ook is dat die antwoord begin slegs deur 'n ware geloof. Nie 'n gewone geloof nie, nie net 'n 'n kopgeloof nie, maar 'n ware geloof in Christus. Sodat al kla my gewete my aan of Satan of wie ook al, of val ek in my menslikheid, selfs dan weet ek nog steeds ek behoort aan Christus. En baie mense sê hulle is Christene. Maar as jy na hulle vrugte kyk, verstaan? En dis daai tipiese ding van wat Skalk nou gesê het van dit is nie iets wat jy kan verdien nie. Dit is slegs deur 'n ware geloof. En wat is daai ware geloof? Is om te bely nie ek nie. Niks in my nie, nie as gevolg van my nie. Niks in die eerste persoon nie, maar slegs in die derde persoon. Ja. Ja. Slegs omdat hy Dis interessant is Die dat verskil. ware geloof nie 'n skyngeloof nie. ja, Ja. Want in baie keer kry ons mense in die kerk dan het hulle eintlik 'n skyngeloof dat dis 'n boom en die vrugte wat hy dra lyk asof dit baie is en dit lyk asof dit mooi is. Ons het een so 'n boom hier agter in die erf in die pastorie en ons het is 'n granaatboom. En my ouma toe ek kom kuier en sy vat toe pluk toe een van hulle en sny hom oop. En is so bruin water wat uit hom uitstroom en wurms wat uit hom uitstroom. Dis uiteindelik wat die vrug is wat die mense lewe wat 'n skyngeloof het. Dis hierdie vrot granaat wat vol wurms en vuil water is. Ja, so dit is in die vrug van daai boom sien jy dat dit 'n slegte boom is, nê. Ja. Nee, wat vir my ook so treffend is dat die ware geloof, ons gaan ook later mooi daarby stil staan dat dit 'n ware kennis en 'n vertroue is. En ja, ons gaan later 'n bietjie mooi daarby stil staan, maar hierdie ware geloof, dis eintlik interessant dat dit is 'n ware geloof in Christus wat God aan my sonder enige verdienste van my kant uit louter genade vir ons skenk, nee, dis die woorde wat ons hoor van hierdie katekismes. Intussen het mense daai gedeelte wat nou ook aangehaal is dat al kla my gewete aan dat ek teen die gebooie van God swaar gesondig het. Eintlik baie mooi, nee, dat ons gewete is 'n maatstaf, die maatstaf vir jou gewete. Die norm daarvoor is die gebooie van God. Nee, dit is die maatstaf het ek hoe lyk hierdie papier van goeie goed en hierdie papier van slegte goed? Weeg die een swaarder as die ander een nie. Nee, die maatstaf is nie om die goed en die kwaad teen mekaar af te speel in ons lewe nie. Die maatstaf is die onheilige mens teen die heilige God. En nogtans in daardie maatstaf van hierdie helder heerlikheid van die Here wat wat sê omstraal word, nê, met die engele wat heilig sing. Dis daar hierdie swart donker, bose, vol donker toestand mens wat kom. En dan sê die Here, aan jou skenk ek dit. Nou wat skenk hy? Nee, ons lees hier so dat hy skenk die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Nou dit is nogal merkwaardig. Ek wonder of julle iets daaroor wil sê. Ja, ek dink ek sal die ander twee oorlos aan Roy en Pieter, maar die heiligheid van die Here is my altyd 'n baie treffende ding, nee. Dat hy heeltemal anders is, heeltemal afgesonder is, dat daar geen een is soos hy nie. En dan skenk die Here ons 'n gedeelte nie van sy heiligheid nie, maar 'n gedeelte van heiligheid. Hy sonder ons af. Hy kies ons uit. En baie mense hou nie van dit as mense dit so stel nie. Maar God kies jou en hy maak jou heilig. Hy sonder jou af vir 'n spesifieke doel. En in Efesiërs 2 dan sien ons eintlik die doel dat hy goeie werke vir ons voorberei het. So hy herskep ons dus deur die heiligmaking. Hy bring vir ons die oorspronklike doel waarvoor die mens geskape was. Bring hy terug. Ja. Want nou bid ons dat die Here mag loof en mag prys, dat ons geloofsdade mag verrig wat goed is en mooi is. So dit is net treffend as mens sien, dan besef mens eintlik hoe
mooi en goed die term heiligheid eintlik is. Ja. 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 Ek wil 'n gedeelte lees. Dit is 'n bekende gedeelte wat baie mense dalk sal ken. Dit is uit 2 Korintiërs 5 vers 21. Daar lees ons: want hy het hom wat geen sonde geken het nie. So net om die logika van die vers te volg, want God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nee, eintlik eintlik merkwaardig, regtig merkwaardig, nee, dat God aan ons die volkome genoegdoening, die geregtigheid en die heiligheid, so die volle omvang van Christus se heilige werk skenk hy vir ons. Nou staan ons voor God die geregtigheid, nee, ons is dis asof die Here nie ons sien nie, maar Christus se volkomenheid sien wat ons wat ons omvou. Soveel so dat dit is asof ons nog nooit sonde gehaat of gedoen het nie, want al die sonde wat ons nog ooit gehaat het of gedoen het, lees ons hier in 1 Korintiërs 5, nee, het hy aan Christus gegee en Christus is vir ons sonde gemaak en daardie sonde is in Christus volkome gestraf. Dit is eintlik merkwaardig. Dit is eintlik so besonder. En ek kan nie dink hoekom enige iemand tot hierdie volkomenheid, tot hierdie heiligheid, tot hierdie blydskap 'n bydrae van die mense kant af wil maak nie. Ons moet eintlik net hierby berus. Nee, ons moet hierby berus dat alles is vir ons gedoen. Ja. Om so 'n bietjie duiwels advokaat te speel. Ek dink baie mense sê nee, maar as ons sê maar jy ontvang net geloof, dat jy in 'n sin passief is, volgens wat hulle siening is, dan is daar die gevaar dat ons nie ons werk as gelowiges doen nie, dat ons eintlik nou maar verval in wetteloosheid en antinomians. Ja. Dis nou baie groot woord. Ja. Om sonder die wet te leef, om sonder sedes te leef. En die hele ding is dis 'n verkeerde verstaan van wat geloof is. Waar ander sê nee, ons moet geloofsdade doen om in die hemel te kom, sê ons doen geloofsdade as gereformeerdes bely ons en glo ons doen geloofsdade omdat ons hemel toe gaan, nie want ons wil hemel toe gaan. So Ja. die een gaan voor die ander. Ons ontvang eers genade en dan dade. Nie Ja. eers dade dan genade nie. Ja, so dis belangrik wat jy daar sê, want Paulus spreek dit juis aan. Hy sê nadat hy nou die genade van die Here beskryf het en dat die genade is vir ons oorvloedig in Christus, sê hy dan maar bly ons dan onveranderd. Nee, hierdie ding wat jy sê dat ons half passief geloof ontvang en nou kan ons net aanhou met ons sondige lewe. Paulus sê nee, die Here los jou nie passief nie, nê. Soos by geboorte, is jy passief by jou wedergeboorte, nê, maar jy bly nie passief as 'n babatjie nie, jy moet nou voortaan lewe, nê. Jy moet nou lewe, nê. En daarom sê hy, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? So jy kry by ons hierdie, hulle sal dit nooit in 'n bewoording so noem nie, maar hulle sal sê maar hulle sal dink, maar nee, ek is nou in genade. Nee, en as ek meer sondig, nee, met Christus meer vergewe en dit maak die genade dan groter. Dis hoe mense dink. So net ter bevestiging, ek gaan 'n laaste opmerking maak, Efesiërs 2 vers 10. Wat sê, want uit genade is julle gered, soos Skalk reg genoem het, deur die geloof. En dan ook baie belangrik, hierdie geloof is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nee, die geloof is 'n gawe van God. En die gawe het ons ontvang, nie uit werke nie, want niemand mag roem dat dit uit werke is nie, maar die gawe het ons ontvang. Ons is sy maaksel, verskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Mens mag God, die Here Jesus Christus en God die Heilige Gees nie van mekaar losskeer nie. En dis wat ouens doen baie keer in hulle argumentering. As jy Christus het jy die Heilige Gees en hy heilig jou. Nou. Daarso is so as ek bietjie van die Engelse kan inbring. Daarso so 'n mooi Engelse lied met die naam van His Robes for Mine. En wat daarin staan is letterlik sy kledingstuk vir myne. Ek kan dit skaars verstaan, ek kan dit skaars begryp en dit is so mooi gesê. Want soos wat ons nou, jy weet, uit die skrif uit ook hoor dat
niks wat ek gedoen het nie. Niks wat ek kan doen is wat my spesiaal gemaak het. Laat God op jou vandag gaan. O, ja, Roy, kyk vir Roy, jy weet, hy is besonder. Hy moet ek moet hom in my koninkryk hê. Verstaan? Nee, glad nie. Hy het na my gekyk en gesê, "Jong, kyk vir Roy. Ek is so lief vir Roy, want hy's myne. Dat ek besef dat sy kleding vuil is, dat hy vuil is. En daarom gee ek wat ek het vir hom." Ja. Ja. Nee, ek ken nie die lied nie. Ek het hom nou gaan opgesoek, Roy, maar dit is merkwaardig hoe daai lied begin. His robes for mine, a wonderful exchange. Clothed in my sin, Christ suffered beneath God's rage. Draped in his righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place he died. Regtig mooi. Regtig mooi. Ja, so dan eindig hier die heerlike vraag en antwoord oor hoe is jy geregverdig voor God? Nee, weer eens soos hy te begin is slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Word vir ons weer beklemtoon. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Dis eintlik so mooi hoe die Engelse lied, nê, a wonderful exchange. Nee, ook hier dieselfde bewoording gebruik die katekismus. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Daai gelowige hart kan 'n mens eintlik saam lees met Romeine. Ek moet net my vers agter mekaar kry. Met Romeine 3 vers 22. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Ja, 'n gelowige hart. Ek dink wie het net nou gesê, dit is God wat die hart gee. Dalk het ek gesê. Ja, hy wat die hart gee. En daarom dat 'n mens kan nie die toenadering maak as die Here jou wil nie vrygemaak het, as hy nie vir jou 'n nuwe hart gegee het nie. No. Ja, so dit is eintlik merkwaardig hierdie gedeelte. Dis ook my tweede gunsteling baptis. Hy het ook gesê dat heiligmaking is die sigbare vrug van jou regverdigmaking. Nee, en hier word die twee ook vir ons amper onlosmaaklik aan mekaar gebind, nee. So nou is die twee saam, want so nou is God, die Here Jesus Christus en God die Heilige Gees in hulle werk. Nee, so vas is daardie belofte van Christus, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, ek los julle nooit alleen nie. Dat jy nie eers in hierdie vraag en antwoord oor regverdigmaking dit kan losmaak van heiligmaking nie. Eintlik werk merkwaardig en die vraag is nou nee, hoe gaan 'n mens nou met hierdie vorentoe? Nee, wat doen 'n mens met hierdie wonderlike leerstellings? Ek dink 'n mens oordink te dag en nag. Nee, mens oordink te dag en nag en hoe dieper jou besef van jou sonde gaan, soos die katekismus begin, nee, so ryker en voller word jou besef van wat Christus baie presies en tegnies vir jou gedoen het. In elke moontlike manier. De dag en nag toe dink en om werklik werklik ook wanneer die aanklaer kom en jou aankla en jou skuldig laat voel, nee, om regtig, soos die bevindelike Martin Luther wat terwyl hy besig was om die Bybel te vertaal, vat hy 'n olielamp en hy gooi die duiwel, hy probeer die duiwel raak gooi omdat hy getuister is. Dat mense ook regtig moet stryd voer teen die aanklaer wat ons skuldig wil laat voel, terwyl die Here vir ons baie duidelik is, die skuld is betaal. Dis ook 'n kontroversiële stelling van dat jy nie jou redding kan verloor nie. Daar's baie wat glo dat omdat daar staan dat sommige het afvallig geraak, dat jy kan afvallig raak. Ja, die een is al reeds baie lank. So ons dink ek kan gerus hier afsluit. Ons is baie dankbaar vir al die luisteraars. Vir al die gemeentelede wat saam met ons ingeskakel het vir hierdie episode. En hopelik bied dit vir julle baie groot vreugde en verdere oordeenking in hierdie dag en die weke wat voorlê. Uiteindelik vir 'n leeftyd. Ons baie dankie aan Roy, Pieter, Skalk, steeds wat vir so baie kort drukkie net gesig gewys het. En dan sien ons julle volgende keer waar ons aangaan met ons katekismus reeks. Totsiens. Dankie Alistair dat jy dit gelei het. En onthou om hierdie te deel met almal wat jy ken. Ja, like en subscribe. Like en subscribe.